Ons verwelkom almal baie hartlik by Kuier om die woord. En ons is besig met 'n opname, Pastoor Mimpie. Jy moenie nou verskrik raak nie asseblief. Nee, jy praat so skielik en vinnig. Ja nee, kyk, dit kom vinnig op mense af. Ons is nou by Jesaja 56 en is die 'n kort titel enetjie. beloftes vir die wat Sabbat hou. Nou, hier gaan nou nogal 'n interessante Dis 'n interessante les uitkom. Baie En hoe dit vir ons werk vandag met die nuwe bedeling. Nou hierdie is ou bedeling en die nuwe bedeling is staan op plek. Goed, begin. Jesaja 56 vers 1. So sê die Here, bewaar die reg en doen geregtigheid, want my heil is naby om te kom en my geregtigheid om geopenbaar te word. Welgeluksalig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vashou. Nou hier moet jy nou pos wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie en sy hand terughou dat dit geen kwaad doen nie. Nou hier gaan ons nou eers pos. Ons gaan nou eers die hele storie in perspektief Wat is pos in Afrikaans? Pause. Ons gaan 'n pause hou. Ons gaan 'n pause hou. Okay. En hier wil ek net gou iets sê. Nou in die Ou Testament was die hele opset van die Ou Testament was so gewees dat die wette wat gehou moes word was dit het alles gegaan oor die offer van diere eenmal 'n jaar sodat jou sondes bedek kan wees vir 'n jaar lank. So dit was alles tydelike Dit was gerig op die tydelike. Ja, dit was gerig op die tydelike. Nou let wel, dit was eenmal 'n jaar. En dan was jou sondes ook net, as ek nou so kan sê, as ek nou hier papier hier oor die glas sit, jou sondes was ook net bedek gewees. Soos jy nou die glas hier met die stuk papier Ja. bedek. Dit So, dis jou nie sondes is weggeneem nie nie. weggeneem. Dit is net bedek. Dit is net So dit lê in luimer en slijmer soos op 'n kind, wat sê ek, 'n kunsmishoop, 'n komposhoop. Jy het al gevoel hoe warm word 'n komposhoop. Die ding broei hom. So daai sondes broei daarso en dit is nie weggeneem nie. Dit is net bedek. Nou, daar is vreeslik baie leerstellings oor mense wat sê jy moet nog steeds die Sabbat hou. Jy mag nie op 'n Sabbat, jy mag nie jou stoel so skuif nie, dan jy geploeg. Jy mag nie koekies Veral as bak jou nie. stoel nou, jy weet jy sit nou op 'n grond Ja. area nou, ry jy op die stoel. Baie mense is lief om op hulle stoele te ry. En dan gaan die potjies nou so in die grond en dan ploeg jy nou. En daai daar waar mense so erg so sal sê, hey. Jy werk nou, kyk jy ploeg. Veral nou die ouens wat nou baie ingestel is op boerdery, né? So Die ou mense het gesê, jy mag ook nie met 'n naaldgaring werk op 'n Sondag nie, want jy steek vir liewe Jesus in sy oog. Dis absolute snert. Hoor julle, dis absolute kom snert. ons kry perspektief net hierso. Dis ou bedeling, sê almal ou bedeling. Ou bedeling. Ou bedeling is tydsgebonde. Hulle neem Yes. tye waar, hulle neem dae waar, Yes. hulle neem die Sabbat waar. Yes. En weet jy, in 'n groot mate doen ons presies dieselfde. Mense wat tradisioneel gebonde is, hulle sal vreeslik heilig raak op 'n Sondag. Hulle sal absoluut vreeslik Ja, pastoor, ja. self- Hulle beklei en stry en sê mekaar sleg en dan as hulle hier om die draai kom en hulle is op pad kerk toe dan skielik. Ja, weet dis daai ding is ook oulik. Ek onthou so ons nou ry ons almal kerk toe. En dan die kinders beklei ons maar altyd ons kinders, jy weet agter op die sit langs my, nee my raak nie, jy weet daai tipe van ding. En dan sal pa omdraai en miskien 'n paar vloekwoorde daar sê en ons verskreeu en ma sal vir pa probeer kalmeer. So dit gaan rof terwyl jy so op pad kerk toe ry. Ek weet nie of julle kan dit vang nie. Het julle ook sulke dinge beleef? En die van julle wat luister dan. En dan kom ons so om die hoek en is almal daai kerkgebou sien, sê almal kerkgebou. Dan verstyf ons almal. Want hier is nou heilige grond. En daar's nogal interessant voor die kerk ook 'n bordjie wat staan kerkskolte. Jy weet dan verstyf jy al klaar.
En dan as jy nou so in die kerk, na die kerk toe beweeg, jy nou uit die kar uitklim, dan raak jy alles stywer. Jy's vol stysel, want jy's nou heilig. En dan stap jy nou in daai kerk in en is so stil. O, mense is so graf stil. En dan gaan sit jy, en ons het ou houtbanke gehad, dan kraak daai bank so. En dan kyk jy ou tannie wat voor jou sit hoekom kraak die bank nou so? En dit is stil, en dan sit jy nou daar. En dan het ek nou die nonsens altyd gehad. Dan begin my maag gor. En dit is so stil in daai kerk, daai gor is nou ewe skielik duidelik. Wie, dan druk ek dan my hande so op my maag, net om daai gor. Jy weet hoe jy maag gesels moet dink, en wie van julle se maag gesels. Nou die mens hoor dit normaalweg nie, maar laat dit net so stil raak. En dan sit jy nou deur daai les. Jy verstaan niks van daai les nie, maar jy sit deur op, en dit is Sondag. Sê almal, heilige Sabbat, Sondag. En dan as jy daar uitkom, en as ons so weg is van daai kerk af, dan begin dit weer. Woel, en water, en klei, en te kere gaan. Of ons beskinder die dominee, hy het nonsens gepraat, of dit gepraat, en het jy gesien hoe dit daai een aangaan, daai een se klere drag, en dit. Dan is dit skielik verby. Maar nou probeer jy nog die Sondag heilig, maar nou voel jy nou so 'n bietjie, jy het niks verstaan van die les nie, maar jy voel nou baie beter, want jy is op pad hemel toe. Want jy was by die kerk. Kom nou, dan val 'n groot onsekerheid van jou af, en jy voel, my gewete is nou gesis. Ek was daarom in die kerk. Dis wat ons van Sondag maak, met Sabbat. Vandag doen hulle presies dieselfde. Daar's sekere groepe mense wat hulle noem Sabbateers, wat op Saterdag kerk hou, en hulle val die ouens aan wat op Sondag kerk hou, want sê almal Sondag, want Sondag is wat? Son, sê almal Sondag. So weet jy wat sê hulle van ons? Sekere kerkgroep sê ons wat op Sondag kerk hou, is sonaanbidders. Mense so, dit maak nou nie saak of jy op 'n Saterdag of 'n Sondag, as jy tye waarneem, Sabbat waarneem, is jy in die ou verbond, jy's nie in die nuwe nie, jy's nie in Jesus nie. Die ou verbond is tydelik, die nuwe verbond het geen tyd nie, het geen afstand nie, is ewig in Christus Jesus. Stem julle saam? Amen. So dis bly julle is in die ewige verbond. So weet julle wat? Ons lewe heilig elke sekond, elke hartklop, want Christus is in ons. Die sonde toestand, Pastoor Mimpie, het mense weggevat van die Here af. Want sonde toestand is verbreeking van die liefdesgebod. Want vir julle stem saam, as jy nie die liefde uitleef na mense toe nie, dan veroorsaak jy verdeeldheid en afstand. Is ek reg? En ook afstand van die Here af. Maar wanneer jy die wet wat liefde is in jou hart geskrywe is, soos nou vandag, in Christus, jy weet almal Jesus aangeneem, dan is die wet in jou hart geskrywe. Dan is jy sy kind. Sy natuur is nou jou natuur. En weet jy wat, liefde kan nooit iemand seermaak nie, kan nie die gebod oortree nie, want God is teenswoordig. Sonde toestand het ons weggehou van God se teenswoordigheid. Maar wanneer sonde toestand opgelos is, is sy teenswoordigheid ewig permanent by ons. So wat is Sabbat? Ewig. Hallo? Jy vier dit nou. Maak nie saak wat 'n dag is. Ons neem nie meer daar waar nie. Amen. Ons leef in die oomblik van die Vader. Okay. Jy het nou vreeslik geblaai hier, so ek neem aan jy is op soek na iets baie interessants. Nee. Ek het 'n klomp skrifgedeeltes, maar wat jy sê is waar. So as ons een ding kan onthou, die oudtydse Sabbat van die Ou Testament was tydelik. Dit was 'n tydelike ding. En die Nuwe Testamentiese Sabbat is ewig. Nou, kom ons gaan net eers na Hebreërs 4 toe. Kom ons gaan net eers na Hebreërs 4. En so terloops ons naas met Jesaja klaar is, gaan ons die boek Hebreërs begin. Yes. So sluit julle tande daarvoor. Hebreërs 4 toe. Ja. Want hy verduidelik dit baie. So lees vir ons. Hy sê ek gaan nou redelik lank lees. Julle moet my maar vergewe dat ek altyd lank lees. Want jy slaaf vergewe laat baie. Want 'n mens kan nie net, mens moet nie skrifgedeeltes uit verband uitruk nie. Baie keer moet jy sommer die hele hoofstuk lees, dat jy die konteks, draad van die storie het. En die konteks het. Ja. Hebreërs 4. Nou onthou Hebreërs is geskryf met 'n Nuwe Testamentiese konteks in die feit dat Jesus Christus het gekom, hy het die prys betaal en die wet is volbring. Dis die
Julle oogmerk. Die hele tema van die Ja, boek dis die Hebreërs hele is, tema van die ou verbond gaan verby, die nuwe verbond is beter. Die ou is okay geweest, maar die nuwe is beter. Sê almal beter. So dis waar die hele boek Hebreërs gaan. En ons is nou in die nuwe. Ons is in die beter. Hebreërs 4 vers 1. Laat ons dan vrees nie, maar hy respek. Heilige respek hê. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, daar's 'n belofte vir jou, jy kan in hierdie rus ingaan, of jy kan teruggaan na die ou bedeling toe, van waar jy bang is, as jy jou stoel vorentoe skuif, dan jy nou 'n sonde Jy gedoen. het nou geploeg. Okay, Maar nou belofte is altyd in die sal. Yes. Nee, dit sal nog beter gaan. Ja. Maar wanneer ons met geloof snap, dan vat ons die belofte, die sal, en ons bring dit in die is. Sê amen. Die belofte word nou 'n besitting Amen. deur geloof. Wie wil dit besit? Amen. Ons besit dit klaar. Amen. Om in sy rus in te gaan, sê in te gaan. In te gaan. Gaan in. Sê Gaan gaan in, in. man. Kom nou. In die rus Kom in. nou, dat almal ingaan tog in die hemelsnaam. Sodat dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Mense wat nog by agtergebly het. Agtergebly in die sal. Dit sal nog beter gaan. O, eendag sal dit nog gaan. Ja. Sal, jy het agtergebly. Agtergebly Nee in die man, wet. ons gaan nou juist daai 7de pypie, ek kan nie wag om dit laat te maak nie, waar jy so om 'n draai gaan, so oor 'n hoogte. Jy gaan in die sal af en jy gaan om die draai, 'n U-draai wat jy maak, 'n Dan kom jy 180% in draai die is in jou sienswyse en jy's nou nie is. Sê almal is. Amen. Ek is gelukkig, sê almal, ek is gelukkig. Amen. Okay, julle wat luister ook, praat sommer saam. Ja, amen. So moenie agterbly in die Ou Testament, en onthou die Ou Testament is skaduwees en tipes van die Nuwe Testament. Dis net die skaduwee. Parkeer jy net onder die skaduwee van God se gees, of Ja. parkeer jy onder God se Ja, dis 'n gees? jong man, hy is so lief vir die meisie, hy sê, ek is tevrede net met haar skade weer. O, ek wil net heeltyd haar skade weer. Ek glo nie, dit sal so slim wees nie. Hy soek nie die skade weer, hy soek die werklike. Sê amen. Amen. Goed. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Die woord van die Here is vir almal daar, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat Het hulle nie gebaat nie. Hoekom het dit hulle nie gebaat nie? Hoekom het hulle nie in die rus ingegaan Ja, nie? hoekom? Ek wil graag weet. Want omdat dit by die hoorders nie met geloof Geloof, sê almal geloof. verenig was. Geloof, die is-faktor. Hulle bly in die sal. Hulle bly die belofte. O, ek wil dit graag hê. Nee man, kom ons vat dit nou. Geloof vat dit en bring die belofte besitting. Want ons wat geglo het, gaan Geglo die het. rus in. Gaan die rus in. En dis 'n ewige rus. Dis Amen. nie 'n rus wat net vir 'n jaar hou nie. Ons gaan die rus in. Geloof kan jy spel rus. Amen. Geloof vat dit en sê ek rus daarin. Ek vat dit, dis myne. So as jy jouself uitvang en jy's onrustig. Wat gaan nou? Wat gaan nou? Wat Jy's gaan in nou? ongeloof. Jy's nie in die rus nie, jy's nie in geloof. Gaan terug in geloof. Jy's nie in die ewige Sabbat. Gaan terug. Sabbat in die beteken rus. In. Okay. Want ons wat geglo het gaan die rus in, soos hy gesê het. Daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Hy praat hier van die Israelitiese volk wat nie wou ingaan Hulle- in die Pastoor beloofde Mimpie, land. dit was 11 dae was nodig vir hulle om in die beloofde land in te gaan. Presies. 11 dae, sê almal 11 dae. Net 11 dae. Hulle vat 40 jaar weens hulle ongeloof. 'n Hele geslag, 40 is 'n geslag, moes uitsterf van ongelowige mense sodat hulle uiteindelik die beloofde land kon ingaan. Nou, kom ons leer uit hulle foute uit. Gaan ons dieselfde foute maak of gaan ons nou besluit eens en vir altyd, ek kom uit my ongeloof, ek kom uit die sal faktor uit en ek kom in die is faktor. Ek vat dit, ek verklaar dit, ek sê dis waar. Wat God sê in sy woord, gaan ek sê is waar, wat my aanbetref en wat jou aanbetref. Stem julle saam? Ek is wat hy sê ek is, ek besit wat hy sê ek besit en ek kan doen wat hy sê ek kan doen. Sê amen. Amen. Kom nou. As hy sê jy slaag gelukkig, hoekom is jy ongelukkig? Okay. Kom nou, as jy ongelukkig bly, dan is jy sondaar man. Kom, gaan aan. Vers 4, want hy het erns van die 7de dag so gespreek. Nou, hy verwys hier terug na Genesis toe, né? Hy sê, want hy het erns van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus,
En nou gebruik mense daai een en hulle vat hom net so. En hulle sê, sien, God het 7 dae gewerk en die 7de dag, 6 dae gewerk en die 7de dag het hy gerus. So ons moet ook 6 dae werk en 7 dae rus. Hallo, daar was 'n spesifieke doel en 'n plan met Genesis gewees en dit was spieelbeelde gewees ensovoorts. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Beeldspraak en ons weet natuurlik, ons sien dit nou baie duideliker, is 'n verbondskepping, verhoudingsskepping. Maar hulle mis iets wat tussenin gebeur het. Die kruis. Hulle mis dit heeltemal. Daai raakpunt van die kruis. Die raakpunt van die kruis. Die vertikale en die horisontale, ons is die horisontale, God die vertikale, maar daai raakpunt. Dit kruis maak 'n plus, né? Maak jou negatiewe lewe 'n plus. En daai raakpunt, dis die geloofspunt, dis die vasgryppunt. Dis sê ek het dit in Jesus naam, want Jesus het ons almal ingetrek in die kruisoperasie. Alles wat daar met hom gebeur het, is nou op ons rekening, asof ons dit self gedoen het, maar ons het nie, hy het die werk gedoen wat ons nie kon doen nie, en nou kry ons daai as 'n geskenk. Dis afgehandel, dis voltooi. Ek is so opgewonde, ek gaan nou op hierdie tafel begin dans. Kan ek maar op die tafel dans? Ek hoop net die tafel is sterk. Hierdie is 'n sterk tafel. Nee, daar is 'n sterk tafel, hoor jy. Jy's ook nou so maar, jy sal nie iets breek. Nee man, ek is Amen. lenig. Ek sê maar nie, ek is lenig. En God het op die 7de dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid, nie ingegaan het in die rus nie. Wat bring dat jy nie kan ingaan in die rus nie, is wanneer jy ongehoorsaam is, jy wil nie hoor nie. Ongelowig is. Ja, ongelowig is. Jy praat deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy nou weer 'n sekere dag, naamlik vandag. Sê almal vandag. So kom ons vat dit sommer vir onsself ook nou sommer vandag. As hy soveel later deur Dawid spreek, soos Dawid gesê het, vandag as julle sy stem hoor. Wie hoor sy stem? Wie hoor hierdie woord? Amen. Kom julle wat luister, wie hoor dit? Goed. Verhard julle harte nie, want as Jesus aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. En wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid val nie. Nou, ewige Sabbatsrus. Sê Sabbatsrus? Sabbatsrus is nou 'n ewige rus. Is nou 'n ewige rus. Slaan plek. Dis 'n op die oomblik binne in jou, waar is God se teenwoordigheid? Rus beteken God se teenwoordigheid. Stem julle saam? Yes. In die ou bedeling was God se teenwoordigheid in 'n gebou gewees. Een keer die jaar was daar versoening, soos jy gesê het, gedoen deur die bloed van diere, offers, dan het almal bietjie gerus. Sê, ons voel nou beter. Die ouens wat nog steeds dit vandag wil toepas en op 'n Sondag nou in die kerk sit en tye raak aan die slaap, maar jy was daarom daar. Nou voel jy rustig. Ek was daarom daar. Mense, dis nie die rus nie. Die ware rus is 'n ewige rus. Dis 'n aanhoudende rus, soos jy asemhaal, soos jou hart klop. Op hierdie oomblik, jy sê die hele tyd, dankie Vader. Daar's nie meer 'n gebou waar ek moet vind die ek is nou self die tempel, self die gebou. U is binne in my. Ek rus nou in u teenwoordigheid. Kan ek jou vra, is God rus? Oh yes. Wie sê, hy wil net die hemel toe gaan en daar se rus. Mense, die hemel is in jou. Wie wil dit glo? Amen. Ja, jy gaan hemel toe, ons gaan almal. As jy oomblik as jy met van jou aardse tentwoning ontslae raak, dan moet dit net met willig doen nie, hoor, want dis selfmoord. Ek bedoel nou, as jy nou moet aan die ander kant toe gaan, dan ontdek jy, ek het dit eintlik altyd gehad. Hierdie wonderlike dinge. Okay, dis baie, ons beleef dit ten volle. Nou baie mense sê as ons nou so praat van die hemel in jou, Jan, in ander woorde, ons gaan nie eendag hemel toe. Ja, tuurlik. Baie mense sien so uit om hemel toe te gaan, hulle besef nie, hulle kan dit nou al reeds ervaar nie. Hulle is te afstand, in ander woorde, een dag sal dit reg goed gaan. Ek is nou so moe vir hierdie lewe, ek kry so seer, en mense maak my so seer, en so kwaad, ek wil nou hemel toe gaan. Mense,
Kom nou. Jong, jy is nou Kom ons hier. gaan hierdie rus in, kom ons Amen. vat dit. Die teenswoordigheid van die Here is binne in ons. Kom ons staan in die oggend op, kom ons deur die nag as jy wakker word en sê, dankie Here, U is by my, U is in my. Wow, ek ervaar die teenswoordigheid, ek ervaar die ewige Sabbatsrug, ek ervaar die heiligheid. Wow, dit is so wonderlik om te lewe. En dan begin jy soms sing, dis lekker om te lewe, ja dit is. Ken daai liedjie. Dis so lekker. Ken jy hom ook? Ja. Okay. 2 Korintiërs 4 vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie. Al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans. Ja, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Want Elke ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, Bewerk. wat vir 'n oomblik is, Ja. bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. En dit het Kan jy ons sien? Kan jy sien die Ou Testamentiese wet met die Sabbat en die offers wat daar En gehou die is? waarneem Was van tye. alles sigbare dinge gewees. Hulle moes alles sigbare dinge doen, sigbare goed. moes na die tempel toe gaan en Ja. daar verlossing weer ervaar. Nou Amen. is die nuwe bedeling in plek. Amen. Jesus sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit opbou. Toe vat hy ons almal daarin. Dis die 3 dae kruisoperasie. En nou is ons in, sê almal in. Amen. En ons is nou die tempels. Op die dag van Pinkster word die Heilige Gees uitgestort, nie meer in 'n gebou nie, maar op mense, op die tempels. En ons het ook nou die Heilige Gees. Wat beteken die Heilige Gees? Inwonende Here binne in ons, sy teenswoordigheid. Sê amen. Wow, Amen. jy is 'n tempel. So wanneer gaan jy bly wees? Jy is bly. Ek hou van die loofhuttefees. Jy's 'n loofhut. Jy's 'n tempel wat loof en prys. Jy's 'n hut wat bly is. Kan julle dit sien? Loofhut, kom hutte, loof, laat ek sien. Loof bietjie. Nee, eendag sal dit beter gaan. Ek is so moeg. Ek kan nie wag vir my verlof nie. Mense, kom nou. Gryp dit vas. Sê almal, gryp dit vas. Amen. Hulle wat die rus ingaan, glo. Kom uit ongehoorsaamheid. Is in geloof. En nou begin daar lewe. Dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, werk in jou en deur jou. Daar's krag in jou. Daar's liefde en hierdie krag is liefde. Kom nou, wees gelukkig. Ek beveel jou wees gelukkig in Jesus naam. Vat jy dit? Goed. Daai is my. Hier in die klaskamer. Okay. Ja, jy het nou so baie gepraat dat ek nou Is jy nou van jou koers af? koers verloor het Dan kom ons klap jou op die rug dat jy jou koers kry. Markus 2 vers 27 sê die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat. Is mooi. Amen. Die rus, die ewige rus is gemaak vir ons. Die Here se liefde vir ons. Hy vat jou nou na vakansie in. Sê almal vakansie. Yes. Hy gee jou 'n vakansie. 'n Rus. Nou gaan ons na Lukas toe. Seker die beste een om te vra. Wat dink u van die Sabbat? Dink u die Sabbat moet nog steeds gehou word of dink u die Sabbat het verby gegaan? Nou die eerste een wat ons gaan lees is Lukas 13 vanaf vers 10. En hy was besig, dis Jesus, om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid gehad het 18 jaar lank. En sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, wie het haar gesien? Jesus, die Seun van God. Roep hy haar en sê, vrou, jy's van jou krankheid verlos. Let wel, op hierdie stadium het hy nog nie eers gesterf aan die kruis nie. Maar Jesus sê al klaar, vrou, jy is van jou krankheid Sê almal is. genees. Dis nog lank voordat hy gekruisig was. Sê hy al klaar, jy is van jou Jy krankheid genees. is. En hy het haar die hande opgelê. Wat van die Fariseërs en die Sadduseërs? Jy mag nie werk op 'n Sondag nie.
En onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Ek meen, vat jouself, hierdie vrou is so krom getrek, sy 18 loop so, jaar. almal ken haar, almal sien haar, en hulle kry haar seker 'n bietjie jammer, lyk my hierdie fariseërs het haar glad nie jammer gekry. Hier kom Jesus, maak haar gesond, hier staan sy pen regop. Ek weet nie eens julle nie, maar as ek so iets moet aanskou, en ek ken die vrou, ek weet hoe swaar kry sy, hoe sal jy reageer? Kom nou, hoe sal ons reageer? Dink aan mekaar, as jy iemand in jou lewe is wat so swaar kry, en daai persoon kom, hoe sal jy reageer? Jy sal rondspring en die Here loof en prys, maar kyk wat doen hierdie fariseërs. Maar vers 14, maar die owerste van die sinagoge, Nogal die owerste, hy is nogal die hoofdominee. Okay. wat verontwaardig was dat Jesus op die Sabbat mense genees, antwoord en hy preek toe nou sommer vir die skare, hy gee nou sommer 'n les, hy sê, daar is 6 dae op waarop julle kan kom en julle self kan laat genees. Neem daar waar. Kom neem op daar, ja. die 6 dae en laat julle genees en nie op die Sabbatdag nie. Wow, wat het Jesus gesê? Die Sabbat is gemaak vir die mens, nie Die die mens vir die Sabbat. Die mens is nie daar om die Die Sabbat Sabbat te doen. is nie gemaak, hoe sê? Ja, Vir die mens. ja. Ja. Okay. Toe antwoord die Here hom en sê, jou geveinsde. Kyk, Jesus het min woorde gehad vir hierdie Jesus, ja. Jesus, ek hou van Jesus. Die manier waarop hy gesê het. Hy sê, jou geveinsde. Dubbel gesig. Jou geveinsde. Maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of sy esel van die krib los en lei hom weg om hom te laat drink nie. Ja, hulle doen dit graag want dis hulle besigheid daai, weet kyk wat kos vleis vandag, né? Vir hulle was dit seker daai tyd net so baie waardevol. Ja. Hy nou praat hy van sy os of sy esel. Hy sê, gee jy nie op 'n Sondag vir jou hond kos en water nie. Maar nou vat hy trek dit terug na mense toe. Hy sê, maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, sy's 'n mens. Dink daaraan. Dink daaraan. 18 jaar lank gebind. Moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word In die nie? rus ingaan, want as jy die rus ingaan, dis waar verlossing is. Amen. Ja. En toe hy dit sê, het al sy teenstanders beskaamd geword. En die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur hom gebeur Hier het. Wow. Nou gaan skiep ons na 14 toe, Lukas 14. En toe hy in die huis van die owerste van die fariseërs gegaan het, om brood te eet op die Sabbatdag. Brood Weer eet op die Jesus. Sabbatdag. Weer Dis Jesus. ook werk, né? Ja. Het hulle hom in die oog gehou, hulle het hom gemerk. Hulle het klaar Ja, vir hierdie Jesus ouens wat so op die dopgehou. Sabbat ingestel is, Ja. hulle watch jou. Kyk, wie werk nie, wie werk, wie doen dit, wie doen dat. Plek ons liefde hê. Ja, gaan voort. En daar was voor hom 'n man wat die water gehad het. Nou, ek neem aan die persoon se bene was geswel en alles was geswel. Nou, almal van julle weet as jou bene en goed swel, dis hartversaking basies, nê. En Jesus het gespreek en aan die wetgeleerdes en die fariseërs gesê. Nou, omdat hy nou in net die vorige hoofstuk het hy nou al klaar relletjie geloop met hierdie mense. Hy sê, is dit geoorloof om op die Sabbat te genees? En hulle het stil gebly. Toe neem hy hoofletter hom en maak hom gesond en laat hom gaan. En hy antwoord en sê vir hulle, wie van julle se esel of se os wat in 'n put val, sal nie dit dadelik op die Sabbatdag gaan uittrek nie. En hulle kon hom daarop nie antwoord nie. Dis so goed. Nou, as Jesus besluit het dat dis reg om goeie dinge te doen, maak nie saak wat se dag dit is nie. Ons gaan nou verder sien dat tye en geleenthede maak nie meer saak nie. Dis 'n kwessie van elke dag. Maar as Jesus dit goed gedink het om die Sabbat nie te hou so op die manier wat hulle dit gehou het nie, dan dit spreek van self. Is Jesus nie ons voorbeeld nie? Nou, as mense wat sal sê, maar Jesus het die Sabbat gehou.
Dis hoe Jesus het gehou het, met liefde. Hy Amen. het ons dadelik in die ewige Sabbat ingebring, hy het, soos jy sê, dit was nog nie die 3 dae kruisoperasie Ja, nie, presies. waarby ons almal ingeneem het nie. Ek wil net weer teruggaan na daai en toe. Hy sê breek hierdie tempel af in 3 dae sal ek dit opbou. So wat se tempel sit hy toe eintlik in gedagte gehad? Ons. Want in die ou bedeling was daar tye wat gekoppel is aan die geboude tempel en die priesters wat daar moes werk doen. Die nuwe bedeling is ons self is nou die tempel. Daar's nie meer tye nie, ons het die ewige rus nou binne in ons. Hallo al die tempels. Amen. Hallo al die loofhutte. Gaan die hutte bietjie loof vandag. Amen. Ons hou loofhutte fees. Nou, gaan na Kolossense 2 toe. Vers 16. Lees hom vir ons. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of 'n nuwe maan, of 'n Sabbat nie, want dit is 'n skaduwee was van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Dit is skaduwee. Skaduwee is niks, stem julle saam. Amen. Dit wat die skaduwee gooi, is die werklike, dis die ding wat ons nou het. So hulle leef in die skaduwee. Baie mense leef vandag nog steeds in die skaduwee om tye waar te neem. Stem julle saam? Kom ons vat dit nou vir eens en vir altyd en ons gaan die rus in en ons begin sê, dankie Here, u teenwoordigheid is nou binne in ons, u die werk voltooi, u het ons by die voltooide werk ingesluit, die werk wat ons nie kon doen nie, het u voltooi vir ons en as ons, en nou gaan ons rejoice, en ons sê, dankie Here, dis voltooi, sê almal voltooi, ek gaan nou die rus in, ek gaan nou die ewige rus in, want dis waar ek nou is. Romeine 14, vers 5. Die een persoon, ag die een dag bo die ander dag. Die ander een, ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat dit nie waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van die Here nie. En wie eet tot eer van die Here, want hy dank God. Wie nie eet nie tot eer van die Here nie, en hy dank God. Want niemand van onsself leef vir homself nie, niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan leef, of ons sterf, ons behoort aan die Here. Jy slaat daar, sê almal ek behoort. Wie so bly jy behoort? Nou as jy weer so eensaam voel en alleen voel, en jy sê nie, maar ek hou van my nie. Shut up. Begin in geloof gaan. Sê dankie Here, u is binne in my. Ek behoort aan u. Ek is u eiendom. Wow, so wat maak dit dan 'n saak wie nie van jou hou nie? En wie eintlik hou almal van jou? Dis net jy wat dink mense hou nie van jou nie. Dis kyk waar jy nou al beland. Jy dink nou al snaakse goed. Nee man, moenie dink waar die muis ons stink nie. Dink Christus. Dink is faktor. Dink dis klaar gebeur, dis nou binne in jou. En sê dankie. Ek hou van daai wat jy daar gelê. Dankie. Dankie sê ek het dit. Amen. 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 Wat doen jy nou met al die papiere? Nee, ek soek die Griekse woorde. Jy soek Griekse woorde vir ons. Maar kom ons gaan kyk net gou-gou Watter vers is ons nou by Jesaja 56? vers 3. Vers 3. Ja, moet ons 'n bietjie aangaan. Ek dink ons moet so 'n bietjie Okay. wikkel hierso, ja. Okay, want so sê die Here van die ontmandes wat my sabbate hou en verkies wat my behaag en vashou aan my verbond. Ek sal aan hulle in my huis en die binnekant van my mure 'n gedenkteken en 'n naam gee wat beter is as seuns en dogters. 'n Ewige naam gee ek aan hulle wat nie uitgeroei sal word nie. Here praat hierso van Is beeldspraak. Ontmanding beteken persone wat nie ja, kan kinders hê nie, basies. ja, Nee. wat vir my, jy weet persoonlik hoe ek Yes. dit eintlik weer sien is, onmande, jy wil 'n man wees. Ja. Of 'n vrou self, sy wil aan haarself geld. Of 'n man wil homself laat geld. Want ek's 'n man, of jy kan self sê ek's 'n vrou. Dit gaan nie oor of jy 'n man is of 'n vrou is nie. As jy in Christus is daar geen man of geen vrou. Wat hy eintlik hier bedoel is, dit gaan nie oor jouself nie. Dit gaan nie oor jou eie ego nie. Dit gaan hier oor dat jy oorgegee het aan Christus en dat jy Paulus het nooit getrou nie. Paulus het gesê ek
behoort aan Christus. Hy was 'n celibaat. So ek dink dit gaan in daai rigting in wat hy hier bedoel. Ek sal nie 100% seker nie. As daar iemand wat 'n ander verklaring Sien vir hoe ons daaroor het, kan het. julle my net kontak. En die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat hou, sodat hy dit nie ontheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond, hulle sal ek bring na my heilige berg. So kom ons weer terug na wie die Sabbat nie ontheilig nie. Hoe pas dit vir ons vandag? Wanneer ontheilig jy die Sabbat? Wanneer jy die rus ontheilig? Hoe ontheilig jy die rus nou vandag? Deur Jy nie te kom glo uit nie. die is-faktor uit, Ja. uit die dankbaarheid, dit het klaar gebeur, en jy begin weer twyfel, en jy draak dubbelhartig, jy sê ek is ongelukkig, ek is siek, ek het niks nie, niemand gee om vir my nie. Jy is onmiddellik weer uit die rus uit. Jy is in ongehoorsaamheid. Maar die oomblik waar jy sê, "Skus Vader, ek het nou gefouteer, ek kom uit die sal-faktor uit, ek kom uit die onseker faktor uit, ek kom in die is-faktor, dit het klaar gebeur, dit is afgehandel, u werk is voltooi binne in my en deur my. Dankie Here, ek is gelukkig, ek is gesond. Amen. Die Here is my herde, niks ontbreek my nie." Amen. En dan sê jou ander stemmetjie vir jou, "Ja, maar jou yskas is leeg en jou kas is leeg." As jy sst. Romeine 4:17 sê, roep dinge wat nie Die bestaan nie, asof dit bestaan. En dit staan daar. Amen. Amen. Kom nou, maak jouself gelukkig as jy ongelukkig is. Begin sing, begin loof. Weet jy wat, ek wil nou vir jou iets sê. As jy nou weer stupid voel oor jouself, en jy voel traag, gaan staan net stil daar, dan begin jy stadig dans. Verstaan, ek het nog nooit geleer dans nie, kom ek leer jou gou dans. Staan mooi, vat jou voete 'n bietjie uitmekaar uit, dan lig jy, want jy moet dit doen, want jy gaan nou jou een voet oplig. Nee, dan staan jy op die een voet. Ek kan nie so lank staan nie, Nee. pastoor, en dan. En dan sit jy daai voet neer, dan staan jy op die ander voet. Dan gaan jy so aan, dis dans. Dis dans, dit begin jy Amen. dans. En dan doen jy dit al vinniger. En nader dan kry jy 'n swing in dit. Kry jy vir jouself so swing in jou stem. En dan begin jy dans. Dan dans jy. Dan sê jy, ek is bly, ek is vrolik, Yes. ek wag nie om dit te wees, ek is Amen. klaar. En dan begin jou liggaamshouding verander en dan strek jy jou liggaam so 'n bietjie uit. Dan staan 'n bietjie regop man en begin dans en begin bly wees en dan begin jy liedjies sing. Want jy is bly. Kom nou, maak jouself bly. Roep dinge wat nie bestaan nie, as dit bestaan. Hou op praat oor dinge wat bestaan en al die moeilikheid en al die ongelukkigheid. Kom nou, wees gehoorsaam. Wees in Sabbatrus. Jy Amen. is in die ewige Sabbatrus. Gryp dit vas mense. Kom nou. Amen. Waar is ons vers? Wag, ek wil gou-gou net, ek moet dit sê want hierdie is vir my so goed. Okay. Daar's 2 Griekse woorde Daai is wat oulik. wat Sabbat aandui. Die een is sabbatismos, Sabbatismos. wat beteken to keep the Sabbath in place through perpetual works. Dis Daai wat woord is vreeslik. sabbatis, Perpetual, wat beteken dit? sabbatismos, Ja. to keep it in place and to keep it going. Nou, dis die mooi een. Wat is die ander woord? Katapausis. Katapausis. Daar kom 'n pause. Ek gaan 'n pause opsit. Ja, katapausis. Dis 'n Katapausis. kat wat 'n pause opsit, Wag né? nou. Ja. Okay. Katapausis beteken jy werk glad nie meer nie want jy's klaar daar. Dis 'n pause. Ja. Ek het dit. Daai kat wat so stap as hy klaar het, al sê, né? Ja. Katapausis. Daar's nie meer werk betrokke nie, Ja. want jy's in die rus. 'n Pause Jy beteken sit. jy's gepause. Amen. 'n Pause. Jy sê 'n pause in die rus. Ja, 'n pause. Jy Nou. neem 'n pause in die rus. Nou, katapausis kan jy net kry in God se teenwoordigheid. Aha. Belangrik, Aha. net in God se teenwoordigheid. So as ek dit nou En waar is God se teenwoordigheid nou? in sy Is mense. in daai kerkgeboue. Nee, Ek kan nie wag vir Sondag dat ek die Sien die kerkgebou sien nie, orgelpype. sodat ek nee. ja, die orgelpype wat so, daai een kerk waar ons was, het die preekstoel agter die roer se orgelpype. Ek het altyd geglo that's God's presence. Dis God se teenwoordigheid. Ja, ek is so Okay. bly om te weet dis nou binne in my. Gaan aan. Ek wil dit in Engels lees want dit is hoe ek dit Goed, gekry het. lees dit vir ons in Engels. The concept combines the idea of resting from the Sabbath's work and entering into God's presence katapausis.
presence, sê almal teenswoordigheid. portraying an eternal, final rest. Aha. Wow. Gaan dit eendag wees of is dit maar 'n plek? Nee. 3 dae breek hy Ja. die tempel af, sê Jesus, en in 3 dae sal ek dit opbou. En toe Jesus daar aan die kruis hang, toe sê hy uiteindelik, dit is volbring. Sê almal saam met my, dit is volbring. En ons was saam met hom in die 3 dae kruisoperasie. In beginsel is dit klaar in plek. Amen. So wat belangrik is, tydelike Mhm. in die Ou Testamentiese Sabbat, ewige in geloof, in rus, in God se So teenwoordigheid. kies jy nou self. Ewige, waar wil jy wees? Kies self. Wil jy tyd waarneem? En wil jy ander mense dophou hoe hulle die tyd waarneem? En wil ons kinder oor ander mense wat die doen en die nie doen nie en ek dink ek is bietjie beter as daai ou en bla 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 bla, of gaan jy die ewige rus in sê, dankie Here, ek het nie die werk gedoen nie, U het die werk gedoen, dit is voltooi, ek rus, sê almal rus nou in die voltooide werk Van die Here. en ek is gelukkig, dankie Here, amen. Nou ek wil net sê oor, baie keer dink ons aan, ons lees die woord ewige rus en ons sê dis ewige rus, maar verstaan ons regtig wat beteken ewig? God is ewig, that is outside of time and space. Tydloos, afstandloos. So, dit beteken, soos hy sê in Exodus 3:14, God is the I am. Ek is. Ek is. As hy sê ek is, beteken dit nie, hy is nie nou nie. Dit beteken, hy was nog altyd daar. Hy is nou hier. Hy sal altyd wees. Hy is die alfa en die En maar hy omega, is. die begin en die einde. Existing before time and space. Nou, ons as mense, ons weet, okay, ons gaan nou eet, net nou moet ons weer eet, succession, ons moet dit aan mekaar doen, ons moet dit aan mekaar doen, ons moet dit, God het nie nodig om enigiets aan mekaar te doen nie, because why? He exists outside of time and space. En wanneer jy sy teenwoordigheid beoefen, Dan is is jy in gebed, dit. dan is jy in sy is-faktor en jy geniet sy is-faktor, sy hemelse dimensie, want God is hemel, stem julle saam? Amen. As jy by die Vader is jy in die hemel. So al wat ons moet leer nou is om stil te raak. Paulus gee vir ons die geheim. Hy sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. Hoe koop jy die tyd uit? Hy sê op 'n ander plek, ek vergeet wat verby is. Jesus kom en hy gee vir ons die tweede deel. Hy sê, wees nie besorg oor môre nie. As jy vergeet wat verby is en jy is nie besorg oor môre of wat net nou gaan gebeur nie, is jy besig met die tyd. Wat koop jy uit, Pastor Mimpie? Tyd. As jy tyd uitkoop, beland jy in die ewigheid. Amen. Beland jy in die tydlose. Kan julle dit Amen. sien? Hoe doen jy dit? Vergeet wat verby is. Amen. Dink nie aan wat net nou moet gebeur nie. Geniet die oomblik Amen. in sy teenwoordigheid. En nou gaan jy die rus in en nou ervaar jy sy hemelse toestand. Mense, dis gebedsoefening. Sê gebedsoefening is om in sy rus te vertoef. Wanneer jy begin onstuimig voel en dinge het gebeur en mense bevry verkeerd, soek 'n plek waar jy vinnig alleen kan wees, gaan die rus in, gaan sy teenwoordigheid in en gaan die ewige Sabbatsrig in. Laat tyd verdwyn, laat afstand verdwyn en geniet dit. En dan kom jy daar uit dat jy verfris en vervars en jy kan die mense weer met liefde aankyk. So kom ons hoor gou-gou, wie van julle kan die 2 Griekse woorde onthou? Wat is die eerste ene? Yay! Katapausis is die tweede en ewige rus. Wat is die eerste ene? Wat jy genoem het? Sabbatisme. Amen. Sabbatismus. Ja, Sabbatismus. vir baie mense, dit is mos Sabbat. Dit Jy mag is nie mos werk Sabbat, nie, jy né? mag Ja. mos nie werk nie. So, baie dankie dat julle dit onthou, want dit is baie belangrik, want party mense gryp 'n versie uit die Bybel uit en hulle maak 'n hele leerstelling daaroor en hulle het nie teruggegaan na die wortelbetekenis Nou van raak hulle alles nie. vreeslike menslike heilig oor 'n Sabbatdag en dan veroorsaak dit eintlik liefdeloosheid. Want nou kyk jy na ander mense wat hulle doen en so aan. Hou op na mense kyk op 'n verkeerde manier. Kyk wat het die owerstes van die Fariseërs en Sadduseërs, hulle toe Jesus goed doen en mense gesond maak, toe word hulle kwaad. Hulle sien nie die goeie ding wat plaas, hulle word kwaad. Nou dit is wat gebeur wanneer ons uit die Sabbatsrus uitkom. Dit laat ons toe dat mense ons kwaad maak. Nee, bly in Dankie, Sabbatsrus ewig.
Jy het mooi onthou. Catapausis. Okay. Catapausis. Gaan ons afsluit? Nee, ons kan nie Ons afsluit het 5 nie. minute. Nee, ons kan nie. Psalm 90. Ons het eintlik ewige tyd, so gaan maar net aan. Ons sit Ja. hier vir ewig. Ja. Psalm 90. Ek praat nog steeds van God wat ewig is. Ja. Hierdie was 'n gebed van Moses. Hy sê voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid Ewig. tot ewigheid Tot ewig. is U Tydloos, God. afstandloos. Van ewigheid tot ewigheid is U God. En baie keer dink ons, ek wonder wanneer gaan ek nou eendag doodgaan? Ek dink ek is nou naby om dood te gaan. Vergeet daarvan. Dis Jy net jou leef ewig. dis net jou liggaam wat doodgaan, jou Jy gees leef vir ewig. Hoor jy almal wat ek gees- sê? gees Amen. leef ewig. Amen. Amen. Hello. Leef vir ewig. Jou lyf man. leef nie vir altyd nie, maar jou lyf, die lyf raak oud en verrimpeld, né? En ja, ons pas ons lywe op en as jy in geloof is, het jy Yes. beter kans om bietjie langer te lewe. Maar weet jy wat, as jou lyf gaan, as hy nou groet. So what? Jy gaan net aan. Maar terwyl ons hier op aarde is, dis hoekom ons 'n lyf het. Amen. Wil ons graag die liefde van die Here aan almal verkondig deur die vrugte van die Gees. Sê Yes. amen. Amen. Nou moet ek hierso vers 7 lees. Jy moet jou nou langsaam haas. Hulle sal ek bring na my heilige berg. Nou die heilige berg is Sion. Julle almal weet dis Sion. Sion is die berg van lofprysing en aanbidding, né? En lofprysing en aanbidding sê dankie, 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 dit slag. Lofprysing en aanbidding bring jou in die teenwoordigheid van God, bring jou in die Lisel. Katapauses. Yes, my darling. Jy pause, jy Yes. het 'n pose daar so uit die besige lewe uit en jy pause in die ewigheid. Jy Okay. pause in die ewige. En ek sal hulle my vreugde laat smaak in my huis van gebed. Hy smaak so lekker. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Hallo al die Wat huise. is die slagoffers en die brandoffers? Jy's 'n huis van gebed. Wat is die slagoffers en die brandoffers wat ons bring? Dis Touda, dis Yada, dis Tehila, dis Zaima. Okay, kom ons stop net so 'n bietjie daar. Wat sê Yada? Jy gooi jou hande in die lug. Yes. Dis sy Hebreëse woord in Psalms. Yes. Maar hy sê hef op jou hande, Yadas. Okay, Touda is wanneer jy jou hande soos bakkies maak en jy tot by jou skouers bring. Dis eintlik sê 'n dankoffer aan die Here. Offerdank. En dan wat jy aan hom sê het, Hallels, né? Dis wanneer jy Hallels is uitbundig halleluja. En hoekom doen jy dit? Vleis. Want jy is in die teenwoordigheid van die Yes, Here. amen. Dis hemels. Kom nou. Amen. Mense, as jy die lotte nou skielik wen, hè, dan skielik verander jy in 'n jou hele lyf verander. Jou hande gaan in die lug en jy of as die Springbokke daai wen 3 druk daar in die wêreldbeker, né? Dan spring jy reg oor die bank. Of die as jy Amen. daar is en jy sien dit self, dan spring jy met 3 rye, né? Amen. En jy sê net, "Haai, is dit ou Janie daai? Ek het nooit geweet hy kan sulke goed doen nie." Maar nou skielik, wat het nou verander? Wat het nou verander? Jy kan waawele maak, man. Nou mense, weet jy wat? Ons Die is gras. veronderstel om so bly te wees want Amen. ons het dit klaar ontvang in Jesus Christus. Kom ons wees bly man. Amen. Die Here wat versamel diegene wat van Israel verdryf is spreek. Ek sal by hom nog meer versamel by sy versameldes. Nou praat hy weer hierso van die sondes van Israel. Al julle wilde diere van die veld kom eet, al julle wilde diere in die bos. Hulle wagte is almal blind, hulle merk niks nie. Hulle is almal stom honde wat nie kan blaf nie, wat dromerig lê, lief om te sluimer. En die honde is Dis die gulsig. stomme honde wat nie kan blaf nie. En die honde is gulsig. Hulle ken geen versadiging nie. En herders is hulle wat nie weet om op te merk nie. Almal loop hulle eie pad. Nou hierdie klink vir my so na Jesaja 55, elkeen sy eie pad. Loop elkeen sy eie pad. Na sy onregverdige wins, almal saam. Kom sê hulle, laat ons gaan wyn drink en haal. Laat ons sterk drank drink en die dag van môre sal wees soos vandag, buitengewoon groot. Dis die mense wat nie in die rus wil in. Hulle wil vreeslik bly, hulle geniet hulle nou, hulle soek 'n ander rus. Ander woorde, die ou is onrustig, nou vat hy 'n dop. Amen. En nou hoe meer dop jy vat, hoe meer rustig raak. Maar dis 'n verkeerde, valse rus. Wat gebeur nou as die ou nou erg so dop op van dan eerste is hy mos nou hy raak 'n leeu, né? Yes. Hy raak baie dapper. Yes. En dan raak hy naderhand 'n Hanswors.
nee, Ja. 'n bobbejaan. As hy snaaks. En dan uiteindelik gaan hy oor in dronkverdriet. En dan word heel laaste is hy 'n vark. En dan hy volgende oggend hy wakker word, dan kan sy kop so seer en hy voel so ellendig. Dan wens hy was maar liewes dood. Nee. Amen. So kom ons geniet nou die wyn van die Heilige Gees. Amen. Ons raak bly in die Heilige Gees se nuwe wyn wat elke dag vars en nuut is vir ons. Sy woord, Jesus is die woord, die Heilige Gees is die Gees van die woord. Hy bring die woord vir ons en die woord maak lewendig. En die woord is gees en maak lewendig. En daai lewe in ons is dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. Sy opstandingskrag is nou binne in ons. Kom ons rejoice daar. Kom ons wees opgewonde. Kom ons gaan die ewige Sabbat rus in Jesus naam sluit af. Amen. Wees stil en weet, ek is jou God. Wees stil en weet, ek is jou God. Wees stil en weet, ek is jou God. Amen. Amen. Halleluja. Dit Vader, was- dankie vir hierdie woord. Dankie Vader, Dankie. ons is opgewonde oor die woord. Yes, Lord. Dankie dat ons so saam kan kuier om die woord. Ons gaan nou aanhou kuier om die woord, terwyl ons dit luister ook hier, dat ons gesels, ons in ons gesinne, ons huis, ons gaan huisgodsdienst doen, kuier om die woord in die huise weer terugbring. En ons gaan lief wees al hoe meer vir u woord, want die woord is Jesus en die Heilige Gees is in die woord en verklaar dat ons die ewige rus reeds besit. Ons gee al die lof, al die prys in Jesus naam en almal saam my glo sê. Amen. Amen. 'n Liedjie wat die hele môre in my kop draai is: trek aan die mantel Van prys vir die gees van zwaarmoedigheid, hef op jou hande na die Heer. Sing psalms in die gees en prys